ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus onze Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang vanaand is gesang 51. Gesang 51, laat ons sing van ons Verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. Deur sy kruisdood het die Here self sy hand na ons gereik. Sing, o sing van ons Verlosser, aan die kruis het hy gelei. Deur sy dood bring hy versoening van ons skuld, maak hy ons vry. En ons gaan sing vers 1 en 2 tot eer van die Here saam. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons lees saam met die woord van die Here vanuit Handelinge 7. Handelinge 7, en ons gaan vers 54 tot en met vers 60 saam lees. Handelinge 7 vanaf vers 54. Terwyl ons net so sit met die woord van die Here geopen voor ons, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons saam. Ons almagtige drie-enige God, heilig is U naam, en ons wil U naam besin. Ons wil vir die wêreld uitroep en sê, daar is net een Verlosser. Daar is net een God en Vader wat alles gemaak en geskep het. Daar is net een Heilige Gees wat in ons harte woon, sodat ons die waarheid kan verkondig, die waarheid kan vertel, daaraan kan vashou, maar dit kan glo. Ons wil vir U dankie sê dat ons
die vrymoedigheid het om u woord te open. En waar ons vanaand die gedeelte gaan lees, die laaste oomblikke van 'n man se lewe, wat hy gesê het, wat gebeur het, en dat ons daarvan kan getuig. Dat ons, soos ons tema ook vanoggend was, 'n Stefanus elke dag sal wees. En dat daar die begeerte in ons hart net sal wees, omdat ons u liefhet. Spreek tot ons. U kinders is begeerig om te luister. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Handelinge 7, vanaf vers 54. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande geknars. Nou net vir interessantheid, wie is die hulle? Dit is die godsdienstleiers. Dit is die Joodse raad. Wie is die hy? Dit is Stefanus. Ons het vanoggend gelees waar hy met hulle gepraat het en vir hulle vertel het. En die getuienis dat hy vol van die Heilige Gees is. En kyk wat staan daar in vers 55. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien. En Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hele hemele geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskree en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem geroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanaand. As teksvers, vers 55, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons sluit vanaand af met Stefanus. Stefanus wat ons vanoggend gehoor het, vol van die Heilige Gees is, vol van krag, vol van geloof. Stefanus waarby ons vanaand gaan stil staan, wat iets gesien het, wat vir hom die krag gegee het om al reën die klippe op hom neer, kon hy nog steeds opkyk na die hemel. Weet jy, die gelowiges vandag, dit is interessant dat daar onder die mensdom vandag al meer en meer die behoefte ontwikkel, mense wil dit amper noem 'n hinkering na vervulling, na betekenis, na vrede, maar ook krag. En die rede daarvoor is, omdat ons met soveel teëspoed gekonfronteer word. Soveel kere kom ons agter, maar dinge soos rykdom, prestasies, ervarings, dis nie die dinge wat jou gelukkig maak nie. Dis nie die dinge wat vrede in jou hart gee nie.
ware vervulling, ware volheid in die Heilige Gees. En dit kom slegs van God af. Dit is die Gees wat lewend maak. Dit is die Gees wat lei, versterk en bemoedig. En as ons dit nie kan raak sien in hierdie laaste verse van Handelinge 7 nie, dan weet ek nie hoe gaan ons dit raak sien nie. Dink net vir 'n oomblik jouself in. Jy staan en iemand gooi jou met 'n klip. Hy gooi nie net om jou raak te gooi nie. Hy gooi nie net om vir jou te wys, ek gaan jou met 'n klip gooi nie. Hy gooi om jou dood te gooi. En nie net een mens nie, 'n klomp mense. Die klippe reën neer. Hierdie eerste martelaar van die kerk. Die woord van die Here getuig oor hom dat hy die volheid van die Gees het. En midde in hierdie haat en verwerping, ja, selfs die dood, getuig hy van die genade en die liefde van Jesus Christus. Nou ons tema vir vanaand is dat ons mekaar sê, dat ons vol kan wees van die Heilige Gees en leef uit dankbaarheid. As ons na hierdie paar verse kyk, dan sien 'n mens 3 gedagtes, bewegings wat plaasvind. Die eerste een is die wêreld wat die waarheid haat, die wêreld wat reageer teen dit wat gesê word. Tweedens, die Gees wat jou juis laat kyk vanuit die wêreld op na die hemel. Wat jou visie verander, is wat ons mekaar kan sê. En dan derdens, dat die Heilige Gees ware vrede, ware vergifnis in jou hart kan werk, al staar die dood jou in die oë. As jy saam met my kyk na vers 54, dan hoor 'n mens, en toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande geknars. Wat het hulle so gepla? Onthou u, in vers 8 tot en met vers 15 word die aantuigings gemaak, dat dit wat Stefanus glo, dit wat hy getuig van, is teen Moses en die profete, dat hy laster teen hulle, maar dat hy ook laster teen God. En wat het Stefanus gedoen? En as u by die huis kom vanaand, lees asseblief hoofstuk 7 vers 1 tot 53 dan saam deur. En dan gaan jy agterkom, dit is seker een van die langste preke in die Nuwe Testament. En Stefanus het vir hierdie Joodse raad, hierdie Sanhedrin vertel, maar wat het God gedoen? Hy kla die leiers van Israel aan, dat hulle deur die jare die boodskappers wat God gestuur het, een na die ander verwerp het en selfs doodgemaak het. En uiteindelik kom hy by die punt uit om te sê, selfs die Messias self het hulle verwerp. In vers 51 staan daar, julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Hardnekkig. Weerstaan die Heilige Gees. In vandag se terme, as ons vir iemand moet sê, wat beteken dit om te sondig teen die Heilige Gees, dan is dit juis dit. Om jou doof te hou vir die Heilige Gees.
En dis die aanklag teen die leiers van Israel gewees. Dit is die aanklag dat die Heilige Gees deur Moses, deur die profete, deur Johannes die Doper, deur Jesus Christus self sy kinders kom vermaan, maar hulle wat hom verwerp. Stefanus kom en hy getuig daarvan. En wat is die reaksie wat hy kry? Hy word gehaat. Vers 57 en 58 beskryf hoe hulle hom uit die stad uitbring. Hulle stenig hom sonder 'n wettige verhoor, sonder 'n vonnis wat op hom neergelê word, gedryf deur godsdienstige woede. Het u opgelet in vers 58, wie staan en kyk toe? Ons het vroeër in die week gepraat oor Saulus, of soos ons hom ken, Paulus. En ons het vir mekaar gesê, hy keer hierdie moord goed. Hier staan hy en die mense lê hulle klere by sy voete neer. Hy gee toestemming, goedkeuring vir dit wat so pas gebeur het. En dan kom die Here en hy verander sy hart om hom te volg en hom te dien. So hierdie volk, hierdie Joodse raad, hierdie godsdienstige leiers, hulle het geen verskoning gehad nie. Hulle het eenvoudig teen die volheid van die Heilige Gees opgetree en eintlik in eenvoudig Afrikaans gesê, hulle stel nie belang nie. En daarom, soos ons vanoggend ook vir mekaar gesê het, die wêreld hou nie van die waarheid nie. Want die waarheid bring jou by Christus uit en die waarheid bring jou deur die Gees by dit uit waaroor geloof werklik gaan. En dit het beteken dat die godsdienstleiers hulle aansien sou verloor. Dat daar nou 'n heerser, 'n koning is wat bo hulle is. Hulle wil nie voor hom buig nie. En Jesus het in Johannes 15 vers 18 en 19 vir sy disippels gesê, as die wêreld julle haat, weet, dit het my voor julle gehaat. Om in dankbaarheid in die Heilige Gees te lewe, beteken dat die wêreld ons gaan konfronteer. En hulle gaan ons konfronteer as gevolg van die waarheid. Nie as gevolg van wie ons is nie. Nie as gevolg van hoe mooi ons lyk of dit wat ons sê of doen nie, maar oor die waarheid wat verkondig word dat daar net een verlosser is, Jesus Christus. Dat die mens uit sy eie uit niks kan doen nie, al is die mens hoe selfgesentreerd. Al probeer die mens hoe hard om dit reg te kry. Maar 'n kind van God wat in die waarheid leef, sal vervolg word. Hy gaan teenkanting ervaar. En nou kan ons mekaar teregvra, maar is ons bereid om hierdie teenkanting te ervaar? Is ons bereid om op te staan daar buite en te sê, ons is kinders van die Here? Of soek ons aanvaarding eerder in die kringe waar ons staan, of soek ons aanvaarding in die getrouheid om God te dien? Hoor die verskil. Die een is aards van toepassing, die ander een is hemels. Het ons al gaan stilstaan en gevra, weerstaan ons nie miskien ook self die Heilige Gees nie? Ons lees in hierdie gedeelte dat hierdie man wat vol was van die Heilige Gees
'n hemelse visie ontvang. Hy het sy oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Hy staan onder beskuldiging, omring deur haat, en die Gees openbaar aan hom 'n hemelse gesig. Maar let op hierdie vers. Let mooi op ons teksvers wat eintlik vir ons die volgende baie duidelik sê. Eerstens, die volheid van die Heilige Gees. Stefanus se moed, sy woorde, ook hierdie visie wat hy ontvang, alles is deur die volheid van die Gees gegee. Dit is nie 'n emosionele ervaring nie. Die Gees neem sy denke, sy gesig, sy hart en hy rig dit op God. Sy hele wese rig teenoor God. En wat sien hy? Wat is sy troos? Die heerlikheid van God. Te midde van hierdie verwerping, te midde van die aantuigings en die klippe wat gaan neerreën, sien hy God self. Die Heilige Gees gee hom oë van geloof. En dit wat hy hier sien is 'n voorsmaakie van wat wag. Die heerlikheid van God. En dan, ek hoop u het dit ook opgeval, dan staan daar en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Nou ons leer altyd, Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Hoekom juis hier staan? Verskeie verklaringe is moontlik, maar dis baie interessant dat verskeie kommentare op die volgende punte neerkom en u moet mooi hoor. Dit is soveel troos vir 'n kind van die Here. Jesus staan om sy getuie te ontvang. Jesus is nie onbewus van dit wat Stefanus deurgaan nie en wat sy lyding is nie. Maar Jesus staan as regter en as verlosser. Jesus tree in vir sy dienskneg en die ware troos is dat die hemel vir Stefanus wag. Jesus Christus, en dis die mooiste van dit almal, is aktief by die lyding van sy kinders betrokke. Geliefdes in Here Jesus Christus, hoor u? Die Here is nie net in die hemel en wag tot ons kom nie. Deur die Heilige Gees is hy aktief by ons betrokke. En daarom die volheid van die Heilige Gees gee nie vir my 'n wêreldse voorspoed en gemak nie, dit gee vir my 'n geestelike perspektief. Dit fokus ons oë op God. In die aangesig van die dood sien ons die lewe raak. In die aangesig van haat sien ons Christus se liefde raak. In die aanslag van die hel in versoeking op versoeking op versoeking sien ons die heerlikheid van die hemel raak. En weet jy, ons kan dit alleenlik getuig as ons 'n geesvervulde lewe leef. En hoe meer ons 'n geesvervulde lewe leef, en dis hoekom ons afsluit met hierdie tema vanaand, is dan om 'n lewe te leef uit dankbaarheid. Want hoe meer dankbaar ons word vir dit wat God vir ons gee, hoe nader gaan ons aan God leef. Hoe meer gaan ons in Christus leef. Dan word God die visie waardeur ons leef.
Nie wat ons kan bereik nie. Nie om op 70 terug te kyk en te sê ons het 'n vol lewe gehad en kyk wat het gebeur nie. Nee. Om op 70 te kan staan en terug te kyk en te sê, ek het God gedien. Sy genade het my gedra. Sy liefde het my gevorm. En dan sal ons ook so Stefanus kan sê, Here Jesus ontvang my gees in vers 59. Let op hoe sterf hierdie man. Hy sterf bidend. Bidend voor die Here. En hy doen dit soos sy meester dit gedoen het. Jesus het aan die kruis gehang en hoeveel keer het hy met sy Vader gepraat. Here Jesus, ontvang my gees. In Lukas 23 oor die kruisiging, dan lees ons waar Jesus gesê het, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hy volg sy Here in lewe en in dood. Dit is wat Stefanus gedoen het. En dan lees ons in vers 60, en geliefdes in die Here Jesus Christus, dit is alleenlik moontlik deur die Heilige Gees. Nie deur onsself nie, nie uit ons eie krag uit nie. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem geroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Watter soort hart doen dit? Staan net vir 'n oomblik stil en dink aan die praktiese implikasie van dit wat hier gebeur. En dan kyk ons na onsself in ons daaglikse lewens. As iemand net vir ons skeef kyk, hoe reageer ons? As iemand vir ons 'n lelike ding sê, 'n woord sê, miskien vloek, hoe reageer ons? As iemand voor ons inry wat nie veronderstel is om dit te doen nie, hoe reageer ons? As die teëspoed gebeur, wat sê ons? Watter soort hart doen dit? En dan is daar net een antwoord. 'n Hart wat gevul is met die Heilige Gees. As jy Handelinge 6 en Handelinge 7 lees, is dit een eienskap wat van Stefanus voortdurend gesê word is, hy was vol van die Heilige Gees. En waar het hy dit geleer ook? Sy Here het dit aan die kruis ook gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, in Lukas 23 vers 34. Hy tree op in die voetspore van sy Here. En sy Here se woorde is nie maar net woorde gewees nie, dit is 'n werklikheid. Hy leef en sterf in daardie woorde. En dis presies wat gebeur het. En met die woorde het hy ontslaap. Daar is nie paniek in hom nie. Geen verwyte nie, geen haat nie. Hy ontslaap eintlik soos 'n kind in die arms van sy Vader. Wat 'n beeld van vrede is dit nie? Watter beeld van kalmte is dit nie? En weet jy, daarom sê ons mekaar, dis net die Heilige Gees wat vir 'n kind van God so 'n hart van vergifnis kan gee. Dit is net die Heilige Gees wat maak dat jy in die oë van die dood kan staar en vrede beleef. Dit is net die Heilige Gees wat jou die heerlikheid van Christus laat sien met 'n verwagting om saam met Christus te wees.
Stefanus het nie net die hemel gesien nie, hy het Jesus gesien. Jesus wat die middelpunt is van die werk van die Heilige Gees. En daarom, om vol te wees van die Heilige Gees, kan nie anders wees as om 'n lewe te wees van dankbaarheid nie. Dit kan nie anders as om 'n lewe te wees wat spreek van die waarheid nie, al kos dit jou lewe. Dit kan nie 'n lewe wees wat sonder gebed, sonder liefde, hemels ingestel, met hoop eindig nie. Om so in Jesus Christus te leef, om nie bang te wees vir die dood nie, om nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie, om nie te vrees vir wat kan gebeur nie, maar om Jesus Christus te sien en te weet, hy regeer. Daarom is die Heilige Gees nie net 'n inwoner in ons hart nie, hy bly maar nie net in ons hart nie. Hy is die heerser van ons hart. En hoe heers hy oor ons harte? Deur die woord, die skrif, en die woord wat ons leer hoe om dankie te sê, die woord wat ons leer hoe om reg te leef vir die Here, en dit word 'n behoefte in ons harte. Deur gebed, die vernaamste deel van dankbaarheid wat God van ons vra, leef ons in en dit is om met hom te praat. Deur gehoorsaamheid. Nie om teen die Heilige Gees te staan nie. Nie om die Heilige Gees hartseer te maak omdat ons ongehoorsaam is nie. Maar om in die blydskap van die Gees te lewe, omdat ons dankbaar is. En weet jy, die Here het geweet, ons gaan nie elkeen alleen kan staande bly nie. En hy het ons saamgevoeg as medegelowiges. En jy kan rondom hier kyk vanaand, elkeen van ons wat hier sit. Die Gees verbind ons aan mekaar as een liggaam. En elke een van ons wat hier sit is belangrik vir die Here. Elke een. En jy het 'n plekkie wat die Here jou in geplaas het om hom te dien. En om dankbaar te leef is juis om dit te doen. En dan laastens, deur Christus. So deur die woord, deur gebed, deur die Heilige Gees, deur gemeenskap van gelowiges, en dan deur Christus. Want as jy in Christus is jy vervul met die Heilige Gees. En as jy vervul is met die Heilige Gees, leef jy in God tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, ons kyk na ons lewens en ons wil vra dat U ons sal vergewe, want baie keer dan kyk ons en ons word hoogmoedig in die sin van, maar kyk wat het ons bymekaar gemaak, kyk hoe hard werk ons, kyk hierdie werk wat ek doen, die besigheid wat ek besit, die mooi motor wat ek ry. En dit is die dinge waaraan ons die lewensstandaard meet volgens die wêreld. Maar vanaand wil ons vra dat U ons fokus sal skuif en dat U ons sal vergewe as dit die dinge is wat ons dink wat saak maak. Want nee,
Ons oë moet gefokus wees op U. En hierdie dinge wat hier in die wêreld is, gee U as instrumente vir ons om te lewe in dankbaarheid tot eer van U naam. So daar waar ek môreoggend in die kantoor instap, stap ons in met 'n gesindheid om U te dien. Daar waar ons die e-pos moet stuur na iemand toe, en ons is kwaad, ons is ongelukkig, want die werk wat gegee is dalk onredelik. Leer ons om met dankbare harte ook daardie e-pos te stuur. Wanneer ons môre middag huis toe ry en ons sit 'n uur of 2 in die verkeer vas, leer ons om geduldig te wees. En dan, wanneer ons by die oorsaak van die verkeer verbykom, dat ons nie in ons harte sal sê, o, dit is hy wat by my verbygejaag het en my amper gestamp het nie. Nee. Dat ons met dankbare harte ook daar sal sit en bid vir die een wat in daardie ongeluk is. Dat ons met dankbare harte na die lewe sal kyk en elke beproewing, elke versoeking sal sien as hoe U ons vorm, hoe U ons dra en lei elke dag van ons lewens. Ons vra dat U met ons as gemeente sal wees. Dat die dankbaarheid om U kinders te kan wees uit ons uit sal vloei, dat AP Kerk Moot sentraal soos 'n helder lig hier in Pretoria sal skyn. Nie omdat ons die lig is, of ons die krag aan het nie, nee, omdat U die krag is, U die lig is. En daar is geen lig soos U nie. En nie die wêreld, of enige heerser in hierdie wêreld kan daardie lig dooddruk nie. Die wêreld het dit 2000 jaar terug probeer en hulle kon dit nie reg kry nie. En vandag bid ons, laat U lig ook hier skyn. Stuur ons uit. Maak ons harte dankbaar, omdat U as almagtige God ons as sondaar mense gekies het. Gekies het om vir U lief te wees, gekies het om U liefde te kan verstaan. Al gaan dit ons verstand te bowe, al wil ons uitroep en sê dis onmoontlik. Maar deur die Gees kom ons agter en ons leer. Maar dit is juis daardie liefde wat so anders is as wat ons menslike verstand kan uitdink. Ja, daardie liefde wat ons red en wat ons vrygekoop het van die las van die sonde. Stuur ons die wêreld in. Lei ons volgende Sondag terug na U huis toe. Met dankbare hart om U naam groot te kom maak. Want as ons terugdink aan die week wat verby is, soos elke ander week, dan wil ons net uitroep en sê, dankie Here dat U ons nooit alleen gelos het nie. En daarom wil ons U naam eer, oral waar ons gaan. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons kry nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.
Geliefdes in Here Jesus Christus, kom ons sing met dankbare harte Gesang 249. Gesang 249 en ons gaan sing vers 1 en ook vers 4. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my redder en my God, hoe groot is u, hoe groot is u, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, u grote naam. Kom ons sing met dankbare harte, vers 1 en vers 4, tot eer van die Here. Geliefdes in Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here, gaan leef in sy vrede met dankbare harte, omdat u gevul is met die Heilige Gees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen.